Terwyl jy so rustig raak, voel ek net die Gees van die Here sê vir my, maak die volgende. Skud jou skouers net so 'n bietjie. En sê vir die omstandighede, ek skud af wat agter is. Ek skud af wat my volgende kan besig hou, terwyl my hart begeer om met God besig te wees. Ek skud af alles wat my en my God se tuinoomlik kan steel vanmôre. Vader, vanmôre wil ons soos Adam en Eva en aanwyntjie saam met U kom loop. Wil ons die rustigheid beleef wat hulle beleef het, voordat die sorge van die sonde alles kom die mekaar krap het. Wil ons môre vir 'n oomblik beleef hoe hulle gevoel het toe daar nog geen siekte was nie, nog geen dood was nie, geen bekommernis nie. Want Vader, vanmôre weet ons, is nie net 'n gedagte nie. 2000 jaar terug. Toe maak U seun met sy eie bloed vir ons die deur weer terug oop na die aanwyntjie wandeling saam met U. En vandag kan ons deur die krag van die Heilige Gees wat binne ons woon, weer soos Adam en Eva in die rustigheid van die aanwyntjie aan beweeg. En sê vanmôre is ek in my hart in 'n aanwyntjie wandeling saam met God ingestel. Wil ek vanmôre sing asof ek in die tuin stap en bewus is van die grootheid van my Skepper God, van ons Skepper God vanmôre. Wil ons vanmôre ons stemme oplig, soos toe daar nog geen versteurings was. En wil ons saam met die engele vanmôre voor die troon opkom, en ons wil net ons stemme oplig en sê, Vader, U is die liefling van ons siel. Dit gaan oor U en oor U vanmôre. En dis oor hierdie ganse wêreld se lengtes en breedtes môre man en vrou op hierdie oomblik bymekaar is. Om hulle hande op te lig en te sê, ons aanbid 'n lewende God. En in ons sange vanmôre wil ons voortgaan om hierdie aanbidding te doen. En weet ons vanmôre in hierdie salwing breek die hekke. Breek die kettinge, breek die deure wat nie wil oopgaan nie, breek die omstandighede, breek die siektes, breek alles vanmôre wat vir ons probeer weerhou van 'n aanwyntjie wandeling saam met U. En dan Vader, wanneer U met ons deur die woord spreek, wil ons hoor soos Adam en Eva gehoor het. Suiwer, onbelemmerd. Ons Vader, wat deur sy woord met ons verborgenhede van oorwinning spreek. En dis hoe ons U vanmôre wil aanbid. Dis hoe ons vanmôre wil bewus wees van U grootheid. Halleluja. 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 Worthy, worthy, worthy. Amen. Kom ons sing ons eerste liedjie saam, God's Garden All. God's garden all be marching through this land, deliverance is a song, and healing in their hands. There's everlasting joy, and gladness in their heart, and infants are the young, God and boy. God's garden
mine wat ons gaan ontmoet daarbo in die hemel. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. God told Satan, get thee behind, victory today is mine. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. God told Satan, get thee behind, victory today is mine. Oh, victory is mine, victory is mine, victory today is mine. God told Satan, get thee behind, victory today is mine. Victory is mine, oh victory is mine, victory today is mine. God told Satan, get thee behind, victory today is mine. Lord, come on. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. God told Satan, get thee behind, victory today is mine. Halleluja. Die Satan is onder ons voete vanmôre en ons vertrap hom vanmôre, want hy het geen reg, hy het geen mag nie. Ek voel ons moet weer hierdie eerste twee liedjies sing. God's got an army when we all get to heaven. Jim, kan ons net die gitaar 'n klein bietjie harder op die monitor kry? Kom ons sing God's got an army when we all get to heaven. God's got an army marching through this land. Deliverance is their song, there's healing in their hands, everlasting joy and gladness in their hearts. And in this army I've got a part. Yes, play feel for more. God's got an army marching through this land. Deliverance is their song, there's healing
En omdat hy ons vriend is, kan ons sing, hoe groot is ons God. Die wilde van die verkeerde majesteit, jelle hij kleert homself met love, in duisternis met vlug.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Learning to lead, I'm learning to lean on Jesus, finding more power than I ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus, learning to lean, learning to lean. I'm learning to lean on Jesus, finding more power than I ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus. Nele stemmen. Learning to lean, learning to lean. I'm learning to lean on Jesus, finding more power than I ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus, learning to lean, learning to lean. I'm learning to lean on Jesus, finding more power than I ever dreamed. I'm learning to lean on Jesus. Ravashavandi, Inavarashikit, Akit, Sekirushkit, Akit, Meester. Die storms is om ons. Maar ons oë is nie volgens die storms nie.
Ons oor vanmôre op die een wat op die water loop, wat die storm stil maak. Teenoor die water slaan in die boot. Ons is nie vanmôre bevrees nie, maar ons God slaap deur die storm, want hy is met ons in ons lewensboot. En daarom vanmôre weier ons om klein gelowiges te wees. En sien ons in hom die vrede, om die krag te hê om ons eie storms te beveel, om stil te raak in sy naam. Dink vir 'n oomblik oor hierdie woorde. Stil te raak in jou storms, want hy is nog die hele tyd daar. Jy was nie eens gebore sonder dat hy nie 'n beskerming al reeds beveel het om jou hele lewe lank die waak oor jou te hou. Hoeveel te meer die Skepper wat daai engel geskaap het, sal hy ooit kan afwesig wees? Nooit. En Vader, in hierdie wete ons môre hoor wat jy met ons spreek in u woord. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar ek het vanmôre 'n intense, nie bewuswording van hom nie. Ek het 'n intense close oomblik met hom. As 'n verskil van hom bewus te word en naby hom te wees. As 'n verskil van hom te praat, teenoor wat dit is om met hom te praat. Daar's 'n verskil om jou storms met wanhoopigheid en vrees in te gaan. En om vir jou storm te sê, ek vrees jou nie. Sien jy dan nie wie loop jy reg langs my? Ek is mens. Maar omdat hy is wie hy is, sal hy altyd vir ons intree, selfs in ons swakheid. Sal hy ons optel, wanneer dit vir jou voel, of jy nie meer die krag het om op te staan. En vanmôre se boodskap, was so 2 dae terug, in gesprek met hom gebore. En die hoofskrifgedeelte vanmôre is in 1 Samuel 16, vers 6 tot 13. Hoe lyk jou hart? Hoe lyk ons harte voel? Jeremia 17 vers 9 tot 10 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere om elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. As God hier sê, ek deursoek die hart en toets die niere, is daar iets in dit wat ek en jy moet raak sien, want God het nog nooit 'n woord net gesê sonder betekenis nie. Hy sal nooit iets sê net omdat dit mooi rym nie. Hy sal nooit iets sê net omdat dit oulik klink nie. Daar's iets wat ek en jy moet raak sien wanneer God praat. As hy sê, ek is 'n beproewer, en ek
kenner. Watter deel van jou kan nie weggesteek word in jou hart? En God sê, ek ken jou hart. Hy sê nie vanmôre, ek ken hoe sterk is jy, en hoe is jy bekwam om jou eie lewe te kan lewe. Hy sê, ek ken jou hart. Ek ken jou opregtheid voor my. En dan sê hy, as hy van die niere praat, wat is die funksie van jou niere in jou liggaam? Is om jou gifstowwe uit te werk. Ek ken jou heiligmaking. Ek ken hoe jy daagliks jouself meer en meer voor my kom skoonmaak. En nader in jou opregtheid van die verlange van jou hart aan my kom lewe. Dis wat God vanmôre vir my en vir jou sê, as hy met ons hierdie woorde spreek, ek deursoek die hart, en ek toets jou niere, om elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy of haar handeling. Gedagte uit vandag se boodskap as padkos op jou lewenspad, jou hart bepaal jou hele lewe, of ten goeie, of ten slegte. Jou hart bepaal jou hele lewe. Of ten goeie, of ten slegte. 1 Petrus 3 vers 3 tot 4 sê julle versiering moenie uiterlik wees nie. Haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborgde mens van die hart en die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stil gees wat baie kosbaar vir God. Die verborgde mens van die hart, daardie opregtheid, sê God, is waar jou werklike skat moet wees. Jou kosbare, ek wil amper sê jou kosbaarste belegging wat jy in jou lewe kan bymekaar maak, is jou hart wat opreg voor God is. Sê dit, as die woord hier sê, dat ons nie met haarvlegtery en met goue kettinge en al hierdie, sê dit is verkeerd om te doen. Nee, stellig nie. Ek en u moet ordentlik wees, ons moet skoon wees op onsself, ons moet ordentlik wees. Ons moet na onsself kyk en goed versorg wees. Maar wat hierdie woord sê, dit moet nie die middelpunt van ons, dit moet nie die middelpunt van ons lewe wees, om ons hele lewe net om dit te draai, net oor hoe ek lyk wanneer ek in die openbaar verskyn nie, terwyl my hart binnekant eintlik die plek is, waarna God kyk, en waar die werklike skat moet wees, wat ek met die grootste sorg moet versorg en na kyk. Kom ons bid saam. Papa, dankie. Dankie, papa. Dankie. Vir die voorreg om geroep te wees. Dankie vir die voorreg om vanmôre vir jou kinders lief te wees. Dankie vir liefde wat daar tussen u seuns en dogters vir mekaar is, wat ons familie maak. En dankie dat ons in hierdie atmosfeer van eenheid, van geloof en liefde kan sit vanmôre en kan sê, Here, ons is hier om te hoor wat u met ons as u seuns en dogters wil spreek. Nie woorde net om ons op te bou of ons vir 'n oomblik te laat goed voel nie, maar woorde wat kragtig binne ons moet lewe, soos 'n profetiese stroom van lewende waters, wat uit ons binneste vloei, in ons hele lewensomgang en lewenspaaie en wandelinge sy oorwinning bepaal, in Christus Jesus. En die volk sê, Amen. Hoe lyk jou hart? 1 Samuel 16 vers 6 tot 13. Net so 'n bietjie voorgrond, dat u nie half in die middel van 'n toneel instap en u ken nie waaroor hierdie toneel gaan nie. Hier sê God vir Samuel om die volgende koning te gaan salf, want Saul was in ongeregtigheid voor God bevloed. En in die proses het God hom afgesny
en gesê, ek gaan die volgende koning salf, wat oor my volk gaan heers. En hy stuur vir Samuel hier, na hierdie huis, waar hierdie pa en hierdie broers, dan ook wag wat hulle hoor, die profeet Samuel is op pad na hulle toe. En dis waar ek in die inkom in hierdie skrifgedeelte in, waar Samuel dan by hierdie huis instap. En toe hy instap, toe sien hy Eliab, die broer van Dawid, in die huis staan, 'n groot, fris, mooi, van gestalte man. En hy sê, toe hulle inkom en hy Eliab sien, dink hy, gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God. Want die mens sien aan wat voor die oë is, maar die Here sien die hart aan. En toe roep Jesaja Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan, maar hy sê hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. Vir Jesaja Sama laat verbygaan, maar hy sê hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. So Jesaja dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het aan Jesaja gesê, die Here het hulle nie uitgekies nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, partykeer heg ons waarde aan hoe ons aanvaarbaar is in die samelewing. Heg ons waarde aan ons finansiële bankrekening. Heg ons waarde in God, hoe mense erken dat ons kinders van God is. Maar dit is nie hoe God na ons kyk nie. Hy kyk na jou hart. En as jou hart vanmôre in opregtheid voor God staan en uitroep na die lewende God van hemel en aarde met hierdie woorde, God, al het ek geen aansien by mense, al het ek geen aansien wat my gestalte aanbetref nie. U ken my hart. Selfs sal die wêreld sê dat jou huis is nie aanvaarbaar nie. Selfs al sal die wêreld vir jou sê dat jy kwalifiseer nie. Selfs al sal die wêreld vir jou sê, as jy aansoek sou doen vir 'n sekere pos, jou kwalifikasies is net nie goed genoeg nie. Is daar 'n God vanmôre wat sê, jy het nie nodig om eers universiteit toe te gaan, om deur my raak gesien te word nie. Jy het nie eers nodig om R1 miljoen in die bank te hê, voordat ek jou sal aanvaar nie. Daar selfs 'n God het vanmôre in hierdie oomblik vir jou ook sê, jy het nie nodig om eers R1 miljoen te gee, voordat jy sy saligheid kan kry nie. Hy het die prys betaal. En met dieselfde hart en dieselfde liefde waarmee hy dit vir jou gedoen het. Sê, kyk vanmôre na my hart. Kyk met watter liefde het ek dit vir jou gedoen. En kom dien my met jou hele hart en met jou hele lewe. Verder het Samuel aan Jesaja gevra, is dit al die seuns? En hy sê die kleinste is nog oor. Daai nobody. Daai waar ons eintlik nie eens gedink het, want dit mooi. Toe Samuel in die huis inkom en hy kom en hulle weet hy kom vandag 'n nuwe koning salf in Isaia se huis. Toe staan hier die 7 seuns van aansien staan daar. En selfs die profeet maak die fout om toe hy instap dadelik een van die seuns te sien en te dink, joh, hierdie man het dit. Hy lyk soos 'n koning. Kyk, ek kan hom klaar sien op die troon, ek kan hom klaar sien hoe moet hy lyk as hy die koningskleed aan het en hy sit op by die troon en die kroon, die volk sal na hierdie man luister, want sy aansien is karismaties. Sy aansien is indrukwekkend. Maar tog sê die Here, ek het geen aansien aan hom nie. En toe almal verby is,
Sê God vir Samuel, daar's nog een. Daai nobody. Daai een aan wie niemand eens dink nie. Vra vir Isaia, waar is die nobody? Ek wil vanmôre vir jou sê, al voel jy in jou lewe partykeer soos 'n nobody, moet nooit dat jou hart jou na die plek toe van 'n nobody vat. Al sê die wêreld vir jou, jy's 'n nobody. Al sê die wêreld oor en oor vir jou, dat jy's 'n mislukking. Weier dat dit ooit die toestand van jou hart voor God sal wees, dat jy vir God later sê, God, ek weet nie hoekom het jy my geskaap het nie. Het jy geweet, dis hoe Dawid op 'n stadium gevoel het, maar ons gaan daarby uitkom vandag. En God sê vir Samuel, daar's nog eenetjie. Die kleinste is nog oor en hy kyk, hy pas skaap op. Dis die Samuel en Isaia, stuur en laat hom haal. Maar het is mag nie om die tafel gesit, voordat hy hier gekom het nie. Daarop die gestuur hom laat kom, en hy was rooierig, met mooi oë en 'n mooi voorkoms neer, sy staan op, salf hom. Wat is hy? Ek wil vanmôre vir jou sê, voor jy iemand judge, loop eers in sy tekkies. Ons kyk partykeer iemand in die krop, ons kyk hom in die gesig, ons kyk haar in die krop, ons kyk haar in die gesig. Maar voordat jy nie hulle tekkies geloop het nie, voor jy nog nie besef het wat was hulle battle voor God in hulle lewe, om te kan wees waar hulle vandag is nie, moet niemand anders te judge. En daarby wil ek geensins vanmôre die stigma of die idee skep dat ek vanmôre van 'n persoon praat. Ek praat van jou en jou lewensomstandighede. Mag jy nooit opgee om vorentoe te beer nie. Jy mag nie opgee wanneer omstandighede vir jou sê jy is nie goed genoeg nie. Jy mag nie opgee as die lewe jou in die hoekie wil wegsteek, asof jy geen niks en 'n nobody is nie. Want daar's 'n God wat jou lankal raak sien. Daar's 'n God wat jou sien wanneer jy soms in trane lê. Maar die binnekant is 'n vuur wat jy laat opstaan en sê, niks gaan my stop om vir my God iets te doen nie. Niks gaan my stop nie. Ek gaan opstaan en ek gaan vir my God leef. En dis wat ek vanmôre vir jou wil sê. God, kyk na jou hart. Samuel neem toe die horing met die olie en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af en ver oor Dawid vader geword en Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Jy sien, hier is iets wat ek en jy moet raak sien nie. Psalm 23 sê God van vir jou tafel teenoor jou teenstanders dek. Ons mag nie eet voordat hy nie hier is nie. Almal dink jy's te min, maar God sê gaan 'n tafel vir jou teenoor jou teenstanders dek. En hulle sal weet dat jy 'n gesalfde van God is. En dan moet ek in hierdie raak sien. En Samuel het klaargemaak en na Rama gaan. Jy sien, daar's 'n tyd in jou lewe wat God jou raak sien. Wat God jou trek. En wat jy by die plek kom om te sê, I want to surrender. Ek wil nie meer die ou mens wees nie. Ek wil nie meer weg van God af lewe. Ek wil nie meer lewe dat dit God nie behaag nie. My hart smag na God om al die dinge wat hom nie behaag nie, uit my lewe uit te verwyder, totdat net my verhouding met God oorbly. En in daardie oomblik dan sê God, salf hy jou met die krag van die Heilige Gees. En weet jy wat doen iets 'n profeet toe hy hierdie taak klaar gedoen het, of vir Dawid is al, toe staan hy nie nog op en hy bemoedig nou eers vir Dawid en hy vertel vir Dawid, wat is die stryd wat voor lê? Dawid, ek wil net vir jou sê, jy gaan nog moet vlug vir jou lewe voor die bestaande koning. Dawid, jy gaan nog voor 'n
Goliat of wat ook al moet verskyn nie. Wie wat doen hy? Hy vertrek dadelik Rama toe. En soms voel dit vir my en jou nadat God ons geroep het en ons bekragtig het, of daar 'n tyd van afwesigheid is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis die tyd van afwesigheid, wanneer God die naaste is, maar wil hê nou moet jy opstaan. En nou moet jy begin iets doen. Daar's 'n tyd, mense, wat ek vanmôre vir jou sê, wat jy vir jou omstandighede moet sê, genoeg is nou genoeg. Ek is gesalf, want die krag van die Gees van God woon binne my, want ek behoort aan Jezus. Ons maak partykeer die fout om te dink, nee, die pastoor is 'n gesalfde. Ek is gesalf vir 'n spesifieke taak. Ek is gesalf vir die roeping om jou te kom bemoedig en jy te kom toerus, sodat jy diensbare God se koninkryk word. Maar die oomblik jy jou hart vir die Here gegee, toe kom die saam van die Heilige Gees en jy word verseël as 'n seun en 'n dogter van God. En nou as 'n gesalfde sê God, staan op en begin vorentoe beweeg in die autoriteit van my naam. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, het die autoriteit gekry om hande op die siekes te lê en dan moet gesond word. Elkeen van ons. Elkeen van ons het die autoriteit gekry om in oorwinning te kan leef. Hoe lyk jou hart? Oorwinning? Of voel jy nog deur ver agter in die donkerte weggesteek in nobody? Spreuke 3 vers 5 tot 7 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Met ander woorde, God sê, moenie vertrou op jou emosies nie. Moenie vertrou op jou planne nie. Want vandag is ek en jy emosioneel daar. Ons voel ons kan berge verskuif. Gebeur iets net so, dan sit jy daaronder emosioneel. En dan is ons weer emosioneel daarbo. En dan is ons weer emosioneel in die vallei. En dan is ons weer emosioneel op die berg. En ek wil vanmôre vir jou sê, wie wanneer kom jy werklik in oorwinning? Die oomblik wanneer jou oorwinning met God nie net 'n kerktyd is, of 'n kerkoomblik nie. Want hier in die kerk is ons almal oorwinning. Hier in die kerk voel ons almal veilig. Hier in die kerk kan ons almal opstaan en halleluja's en amen sê. Maar wanneer jy by die huis is, hoe behandel jy jou vrou? Hoe behandel jy jou man? Hoe behandel jy jou kinders? Is jy nog op die berg? Of is jy in die vallei? Dis daar waar God jou raak sien, waar die mens jou nie meer raak sien nie. Wat sal dit my baat as ek voor mense die hele tyd hierdie beeld van 'n kind van God sou leef, maar by my huis is ek 'n verloorder. By my huis is ek 'n ander mens as wat ek voor mense is. Daar waar die deure toe gaan, word ek 'n ander mens. Wat sal dit my baat? Want God is 'n kenner van die hart en 'n beproewer van die niere. Hy sien my weer elke dag, elke minuut, elke sekonde, alles wat ek doen. Hy sien wat gebeur in die nag, in die middelerlike nagtlikhede, wat op die komputer aangaan, wanneer almal slaap. En deesdae is nie nodig om voor 'n komputer te sit nie, jy vat sommer net hierdie selfoon. Besef ons, daar's 'n God wat leef, wat alles sien. En alles word gemeet. Hoe opreg jou hart voor hom is. En hoe jy heiligmaking nastreef. Hoe lyk jou niere? Hoe lyk jou skoonmaakproses voor hom? Elke dag van jou lewe. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here. En wyk af van die kwaad. Hoe lyk jou hart? Matteus 6 vers 20 tot 24, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel, en waar geen dief inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die
liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, jou hele liggaam verlig wees. Maak vir jou skatte met mekaar in die hemel, waar geen mot en roes vermeel nie. Sê nie, ek mag nie die guns van God op my lewe geniet vir die tydelike nie. Dit sê nie, ek mag nie 'n voertuig ry nie. Dit sê nie, ek mag nie 'n huis hê nie. Dit sê nie, ek mag nie vir my mooi meubels in my huis sit nie. Wat dit sê is, my hele lewe moenie net wees om my mekaar te maak, maar my hart kom nooit reg voor God nie. Wat sou dit my help, ek bly in 'n paleis, en ek het 40 slawe, of diensknegte, wat vir my kos aandra, wat vir my skoene aandra, wat tot my klere, as ek opstaan, staan alles reg. Ek lê klaar op die bed uitgestrek. Ek hoef net aan te trek. Maar hier binnekant is daar geen vrede nie. Hier binne is daar geen verhouding met God nie. Wat sou dit my baat? En dan verstaan ek skielik om Jesus, toe hy aarde toe gekom het, nie na 'n paleis toe gegaan het en daar gebore is nie, maar in 'n krib. En weet wat? Hy wou nie die rykdom van omdat hy koningsklere aan het, nou volg die mense nie. Hy wou hê die mense moet sy hart raak sien. Hulle moet hom raak sien en sy liefde. Maar as jy oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien. Want of hy sal een haat en die ander een lief hê, of sal een aanhang en die ander verag, en hulle kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is die geldgod. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie skrif praat nie net van geld nie. Geld is nie boos nie. Hoor mooi wat ek vanmôre sê, geld is nie boos nie. Geld kan nie uit my beursie uitspring en gaan dwelms koop nie. My handjie moet dit uithaal. En daardie oomblik wanneer my hart nie reg is nie, word die geld wat in my hand is, aangewend om boosheid te bevorder en nie goddelikheid nie. Dis daardie oomblik wanneer ek dink dat ek met my geld alles kan vermag, ek het God nie nodig nie, dat die God 'n Mammon word, waar God nie meer my voorsiening is nie, maar my beursie. So hulle praat nie van geld asof geld die verkeerdheid is. Daar's niks verkeerd om R1 miljoen in die bank te hê, of 2, 3, 4 miljoen in die bank te hê, maar as jou hart voor God reg is, sal jou hand altyd oop wees vir sy werk. Sal jy altyd 'n plek soek, waar kan ek God se koninkryk bevorder? En ek praat nie vanmôre geld, wat ek sê, vanmôre moet jy nou in hierdie kerk begin tiende saai en begin offerhandes gee. Ek praat vanmôre, wanneer jou hart reg voor God is, sal daar in jou hart 'n plek wees waar jy soek om hom te kan behaag met alles wat in jou lewe is. Want sy seëninge maak deure oop, sodat jy in die vrede van 'n God kan wees, wat jou geskaap het in sy beeld, wat smag na jou om sy seun genoem te word en sy dogter genoem te word. En in daardie oomblik wanneer ek en jy seun en dogterskap vind ons 'n vader, vind ons 'n pa, vind ons iemand wat my versorg. En dis waaroor dit vanmôre gaan. Hoe lyk jou hart? Jesaja 36 vers 26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, julle hart van vlees gee. Jy sien wanneer God in my hart kom woon en in jou hart kom woon, kan ons soms nog hard dink, klip dink. Maar omdat God in die saak is, sal daar altyd vrede wees, sal altyd liefde wees, sal altyd vlees wees. Dit sal altyd God se plan wees. Al maak ek foute, God sal altyd sy plan laat werk. Want jou hart wat aan God het verkoop het, sal God bo natuurlik jou huis toe lei. Jy sal nie die pad byster raak nie.
Bonatuurlik sal God jou kom haal wanneer jy moeg word. Hy sal jou kom verkoop. Hy sal jou nuwe water gee. Hy sal jou in 'n plek lei van rus en vrede. En jou voete sal weer sterk word. En jou arms sal sterk word. En jy sal weer met vuur vorentoe beweeg en sê, ek mag dit nie mis om eendag by hom te kan wees nie. Dis waaroor dit alles gaan. 'n Hart aan hom uitverkoop. Hou altyd vir Jesus in oog aan die einde van die hele lewensloop. Want dis waar jy wil wees, as jou hart aan hom behoort, eendag in sy teenwoordigheid. Psalm 53 vers 2-3, ek begin klaarmaak. Die dwaas in sy hart, daar is geen God nie. Die Engelse skrif vir Psalm 53 vers 2 sê, the fool says in his heart, there is no God. The fool says in his heart, there is no God. En elke keer wil ek hierdie skrifgedeelte lees, dit ek aan iets, ek weet nie wat werklik gebeur het, en dit maar net iets is wat iemand interessant geskryf, maar dit is relevant, dit het impak, dit dra krag. Daar is 'n verhaal wat die rond te doen op sosiale media, dat 'n ateïs het in Amerika hof toe gegaan en gesê, dat die Christen het feesdae. Elke gelowige op die aarde het 'n feesdag. Die ateïs het nie 'n feesdag nie. Hulle soek ook 'n dag wat uitgeroep moet word wat hulle feesdag is. En die regter, wat die woord van God ken, sê maar jy het 'n feesdag, jy het 'n vakansiedag. Van Psalm 53 vers 2 sê, and the fool says in his heart, there is no God. April 1 is the fool's day. You have your holiday. April Fool's Day. Ateïs, jy het jou feesdag, jy het jou vakansiedag. Want God se woord sê, the fool says in his heart, there is no God. Hulle het sleg gehandel en hulle onderrig afskuwelik gemaak. Daar is niemand wat goed doen nie. God het in die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. God soek in hierdie kerk vanmôre, soek op die lewenspaaie van hierdie wêreld daagliks na 'n man en 'n vrou wat soekend is na hom. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar sal geen oomblik in jou lewe verbygaan as jy die oggend of die aand of die middag werklik waar in jou hart uitroep en sê, ek wil 'n verhouding met God hê. Ek kan nie 'n dag langer sonder hom gaan nie. Ek het 'n leemte hier binnekant wat niks kan vul nie. Drank kan dit nie stil maak nie. Dwelms kan dit nie stil maak nie. Geld kan dit nie vul nie. Plesier van die lewe kan dit nie vul nie. Hier bly 'n leemte net hier. En totdat God daardie leemte vul, bly die mens soekend. Voel hy leeg, voel hy doelloos op hierdie aarde. En die oomblik as hy sê, ek kan nie verder sonder God nie. Ek wil my saak met God regmaak. Nou kom woon sy gees in daai plek wat leeg was. En skielik kry jou lewe betekenis. Skielik word hierdie geesmens, my hart, gevul met sy liefde. En word alles wat stryd was, die begin van oorwinning. Depressie moet weggaan, want die vrede van God woon nou waar depressie gewoon het. Selfmoord moet by die deur uitgaan, want God woon nou waar die selfmoord die gat probeer vul het. Nou is daar 'n God wat binne my woon wat my vrede gee. En sy naam is Jesus. Want hy sê, ek wil binne jou kom woon. Jy en my en ek en jou. En hy wat in my is groter as die een wat in hierdie wêreld is. Hoe lyk jou hart? Laaste skrifgedeelte, Psalm 51 vers 12-13. Verberg jy my gesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Dawid, 'n gesalfde van God, maak baie foute. Maak baie foute. En op 'n dag, toe
Dawid besef, al hierdie goed wat hy jag, kan nie God se plek vat nie. Dit kan nie volmaak wat God volmaak. Toe bid hy hierdie woorde in Psalm 51. Hy sê, verberg die aangesig vir my sondes en delg uit my ongeregtigheid. Skep vir my 'n rein hart. O God, gee opnuut in die binneste van my vastigheid. Verwerp my nie van die aangesig en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. En weet jy wat volg na hierdie skrifgedeelte? Ons ken Dawid se lewe voordat hy hierdie gebed gebid het. Ons ken hoe hy by 'n ander man se vrou gegaan. Ons ken al hierdie dinge. En nadat hy hierdie gebed gebid het, weet jy wat sê God? 3 geslagte na Dawid. 3 geslagte. Dawid is nie eens meer nie, hy is al begrawe. Sê God vir 'n koning, het jy ag gelê op my knegt Dawid, daar was niemand so regverdig soos hy nie. God daag jou oortreding uit, my boetie, my sussie. As ek en jy by God kniel en ons sê, Here, vergewe my my oortreding, vergewe my my verlede, vergewe my my foute, kom woon in my, want ek wil nie meer sonder U wees nie. Dan delg hy alles uit. En hy dink nooit weer daaraan nie. Hy werk dit in die diepte van die see. Hy sê, lyk jou lewe soos skarlaken vanmôre, al is jou hart vanmôre 'n klip. Hy sê vanmôre, ek is die een wat die klip kom uithaal en vir jou hart van liefde, van vlees kom gee. Ek is die een wat jou sondes wat soos skarlaken is, jy kom was met my bloed, dat jy wit word soos wol. Al lyk dit soos purper, jy word so wit soos sneeu. En ek dink nooit weer daaraan nie. In hierdie gedeelte herinner ons toe God 3 geslagte en later sê, het jy ag gelê op my knegt Dawid, daar was niemand so regverdig as hy nie. Ek en jy lees en sê, my God, ek lees hier van al Dawid se oortredinge. Hoe kan u 3 geslagte later sê as niemand so regverdig nie? Omdat hy God is wat nooit verander nie. Hy sê, as jy jou sondes bely, ek is getrou om jou te vergewe, nooit weer daaraan te dink nie. Met ander woorde, 3 geslagte later toe, dink God, hy kan nie onthou wat Dawid gedoen het, voordat hy sy hart met die God kom regmaak het nie. En dis wat God vanmôre vir jou wil gee. Hy wil vanmôre vir jou in jou hart hoop kom plant. Hy wil vanmôre vir jou rede gee om te kan opstaan en te kan sê, omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. Omdat hy leef, wil ek dans. Omdat hy my sondes vergewe, is ek 'n nuwe mens. My ou ding het verbygegaan, al my foute het ek voor sy voete kom neerlê en sy bloed het dit kom wegwas. Daarom kan die mens maar van my verlede praat. Die mens kan van jou verlede praat, maar God dink nie eens meer daaraan nie. As die mens jou foute wat jy gemaak het, nadat jy dit voor God kom bely het, kom noem, dan sê God, waarvan praat jy? Ek onthou dit nie. Want hy het dit in die diepte van die see gegooi en hy sê, ek dink nooit weer aan nie. Nooit weer nie. Kan jy dit indink ergens dat God so almagtig in sy wees is, dat hy jou uit sy memory, jou foute kan uitvee, dat dit nie eens meer in sy gedagtes bestaan nie. Ek en jy, 'n mens wees, kan dit nie bedink nie, want ons bly die ou koeie uit die gat uitgaan. Ons sê nou vir mekaar, ek vergewe jou. Maar môre, dan gaan haal ek die koeie uit die gat uit. Die hart van God sê, vergewe mekaar 70 maal 7 keer. Gee dit nou die reg, gee dit jou die reg om maar net aan te gaan, want God se woord sê, ons kan maar maak, dit is ons met die hele tyd. Nee, daar is 'n tyd van verantwoordelikheid voor God kom staan en sê, God, ek wil nie meer soos 'n kind optree nie. Ek wil nie net om woord uit my mond uit laat gaan, wat ander seer maak nie. Ek wil by 'n plek kom waar ek sal vastig word, dat ons vorentoe kan beweeg as 'n familie, waar ons mekaar eer, mekaar lief het, mekaar opbou. Dit moet in jou huis wees, dat jy by plek kom om mekaar op te bou. Jou kinders op te bou, jou vrou op te bou, jou man op te bou. En hierdie gemeente dat ons mekaar begin opbou. En versigtig wees om mekaar nie seer te maak nie. Weet jy hoekom? As ek om jou hand seer maak,
maak ek nie vir Johan seer nie. Ek maak die werk van God, wat in Johan gedoen het, maak ek seer. En daarom moet ek versigtig wees wat ek vir Johan sê. Want ek kan nie maar net dink, ek praat niet Johan nie. God het Johan gebring tot waar hy vandag is. Hy is lang al nie meer waar hy was nie. Hy is vandag by 'n plek waar hy in oorwinning met God staan. En nou kan ek en jy, wanneer ons nie dink wat ons sê nie, kan ons iets sê, en ons maak die persoon seer, en ons vat hom terug. Ons vat haar terug in hulle oorwinning met God. En het vat hulle tyd om weer gesond te word, om weer te kan wees waar hulle was. So ek en jy moet versigtig wees wat ons sê, dat ons nie die werk van God in iemand afbreek nie, maar het altyd opbou, en hulle altyd motiveer en opbou om vorentoe te kan gaan vir God. Ons moet altyd 'n rede soek, omdat ons hart reg is, soek ons nie meer om mekaar seer te maak nie. Soek ons nie meer om soos die wêreld te dink nie. Ons dink nou om vorentoe te beweeg. Elke tree moet my en jou nader aan Jesus vat. God is 'n beproewer van die hart. 'n kenner van die hart, 'n beproewer van die niere. En hy sê vanmôre, hoe jy praat, is die fontein van jou hart. Jy kan tog nie uit hierdie fontein, uit bitter water en soet water kom nie. Ek kan tog nie vanmôre hier voor jou staan en jou opbou met hierdie woord, en môre dan breek ek jou af nie. Wat is die tipe pastoor is ek dan? Daarom moet daar 'n tyd kom, dat die mense na jou foute kyk, en dat die mense na mekaar kyk en besef, maar hierdie fontein moet altyd soet water hê. Dan mag nie bitter water uit hierdie fontein hê. Weet jy hoekom nie? Want ek is besig met God se koninkryk. Ek is besig om God se koninkryk in my kinders se lewe in te vat. Ek is besig om God se koninkryk in my vrou se lewe in te vat. Ek is besig om God se koninkryk in my man se lewe in te vat. Ek is besig om God se koninkryk in hierdie gemeente in te vat. Ons moet bou. Die wêreld het genoeg van afbreek. Die wêreld het genoeg van negativiteit. Die huis van die Here moet 'n plek wees van optel. En sê, ons gaan die pad stap. Man, gisterand was al vir my mooi. Ek wil nou vir julle sê, daar's een liedjie wat my geroer het. Toe daai klavier inkom. Man. Toe loop die traan uit my gesig af. Sê die Here, U is besig met hierdie gemeente. Is besig om hierdie gemeente op te vat na plekke waar sy hande kan oplig en sê, God, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Gedagte het vandag sy boodskap as padkoers op ons lewenspad. Jou hart bepaal jou hele lewe. Of ten goede, of ten slegte. Of tot opbouing, of tot afbreking. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe lieflik is dit om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees. Hoe lieflik is dit om nie op ons eie planne, op ons eie insigte, eie gedagtes te moet praat oor U grootheid. Ons kan maar net hoor wat U sê. En ons kan maar net smag na U. En U doen self die werk. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Dankie dat wanneer ons foute maak, kom U en U tel op en U herstel. En die mens staan op, jy maak los van dit wat agter is. Ons slaan die hand in die ploeg en ons beweeg vorentoe. Vorentoe. Waar is nie meer land nie. Nou kom Jesus sy bruidegom. Mag nie een van ons ontbreek nie, Here, maar mag ons almal teenwoordig wees, reg wees, gereed wees, wanneer U